Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Welkom by ons Pinksterreeks. Ons staan vanoggend weer stil by die brief van Jakobus, maar voordat ons gaan saam lees uit God se woord uit, gaan ek vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid nou. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie platform. Dankie dat ons vandag weer hier by mekaar kan wees en dat ons verder kan gaan in die brief van Jakobus, dat ons dit kan lees, dat ons dit kan oordink en dat ons lewens kan verander en aanpas, sodat dit ook gebaseer is op u woord en op u wil, sodat ons verhouding met u kan groei en sodat ons geestelik kan groei. Vader, ons kom bid dat die Gees met elkeen van ons nou sal werk, dat hy die woord vir ons sal oopbreek, dat hy ons hart en ons gedagtes aanvanklik sal maak daarvoor en dat ons dit sal hoor wat u wil hê ons moet hoor. Daarom kom vra ons, spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons is vandag weer by Jakobus 1, maar hierdie keer lees ons van vers 19 tot 27. So indien u Bybel by u het, is u meer as welkom om saam te volg. Jakobus 1 vers 19 sê: My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Nou ons lees vanoggend net tot sover. Geliefdes, kyk ons na die Bybel en die boodskap van die Bybel, dan sal ons sien dit gaan oor redding en verlossing slegs deur geloof in Jesus Christus, die opgestane verlosser en Here, en nie deur eie werke nie, want ons kan nie deur eie werke geloof bekom nie. Die gevaar is dat 'n mens dan in 'n valse gerusheid verval en dat jou praktiese lewe nooit omgekeer word nie. En volgens Jakobus is die toets vir die egtheid van 'n mens se redding juis geleë in die uitwerking daarvan in die praktyk. In die slotsin van die vorige perikoop waarby ons gister stil gestaan het, praat hy van hoe God die Vader die mens tot 'n nuwe lewe of wedergeboorte bring deur middel van sy woord. Jy word 'n wedergebore mens omdat die Here sy woord van verlossing in jou hart en in jou verstand geplant het en jy daarop gereageer het. Dat jy dit glo en na hom toe omdraai. Goddelike hemelse lewe of energie neem dan van jou besit, wat so sterk en kragtig is, dat dit my en jou kom verander. Dit kan nie weggesteek word nie. Almal sien dat ons anders is, dat ons verander het. En om die lewe van God in jou te hê en te gelykertyd prakties onveranderd te bly,
is onmoontlik en ondenkbaar. Jou lewe van elke dag, jou denkpatrone, jou praat en jou doen word omgekeer, omdat jy geestelik begin groei. Die nuwe geboorte begin dan sy pad vind in jou praktiese lewe. Die vraag is egter hoe dit werk, en dit is waaroor vers 19 tot 27 en ook die res van die Jakobusbrief handel. As ons dit in een sinnetjie wil opsom, dan kan ons dit soos volg opsom. Die groei vind plaas deur middel van dieselfde woord waardeur die geboorte plaasgevind het. En na 'n mate jy daagliks omgaan met die woord en tegelykertyd ontslaa raak van alles wat daardie omgang kan belemmer, na 'n mate word jy meer en meer soos wat God van jou vra. Dan word jy al hoe meer 'n kind wat lyk en doen soos sy pa. Nou volgens Jakobus is 'n kind van die Here se omgang met die woord die kern van alles. Voorheen het ek altyd gedink dat die haastig wees om te luister waarvan vers 19 praat, beteken dat 'n mens goed na ander mense moet kan luister en dat 'n mens nie moet haastig wees om te praat nie. Nou dit is waar, maar in my voorbereiding vir hierdie preek het ek agtergekom dat dit eintlik iets anders te beteken. Die haastig luister verwys na die Here se woord. Dis waarna ons oorgewillig of volgens die Grieks haastig moet wees om te luister. Onthou vers 19 volg op vers 18, waar hy praat van die woord waardeur ons wedergebore is. Daar moet dit egter nie stop nie. Hou aan om haastig te wees om na die woord te luister, want dit is waardeur die groei gaan kom. En wees daarby gewillig om die woord wat reeds in my en jou geplant is, aan te neem. Dit beteken om nie net te luister nie, maar te doen en tot aksie oor te gaan. Anders is jy soos iemand wat in die spieël kyk en 'n streep op hulle wang sien, maar wegloop en niks daaraan doen nie. Hy kyk wel baie goed in die spieël, maar daarna gebeur daar net niks. So 'n mens bedrieg hom of haarself, sê Jakobus. Jou kyk in die Bybel moet tot iets verder lei, tot aksie en gehoorsaamheid. Dit help nie jou daaglikse Bybel lees, laat net die boekmerkie wat jy gebruik verder en verder aanskuif nie. Jy moet hoor wat jy lees en jy moet dit gaan uitleef. Die interessante is dat Jakobus in vers 25 die woord noem die volmaakte wet wat vrymaak. Hy bedoel daarmee die hele woord, die hele Bybel, nie net die 10 gebooie nie. Ons dink die wet of die woord beperk 'n mens. Dit perk jou in. Die wet maak juist dat jy minder vry is. En dit wys net vir ons hoe absoluut verkeerd ons die woord van God lees en verstaan. Want die teendeel is waar. Indien 'n mens jouself verdiep en verbly in die woord van God en daarmee besig bly, dan word jy volkome mens. Dan vul dit jou geheel en al en kan jy bereik wat God wil hê jy moet bereik. Jy word al hoe meer wat die Here bedoel het dat jy moet wees. Jy word verander, jy word bevry. Geliefdes, dis ongelooflik dat ons met 'n godsgeskrif sit
en dat ons so min aandag daaraan gee. Ons is eintlik blind vir die bonatuurlike, want ons gee soveel meer tyd en aandag aan ander se opinies en aan ander se spekulasies. Ons spandeer soveel tyd aan TV-stories wat absolute fiksie is, wat gefabriseer is, wat fabels is. Ons lees koerante en tydskrifte en ons vul onsself met die sensasie of die onwaarhede, want party koerante en tydskrifte publiseer glad nie die waarheid nie, maar ons vul ons lewens met hierdie goeders en ons spandeer ure daaraan dat ons hierdie kennis opslurp en inneem en party van ons se kennis oor die wêreld daar buite is fenomenaal, terwyl ons met die goddelike bonatuurlike woord in ons skote sit en niks daarmee doen nie. Is dit nie waarom ons lam of pap of selfs geestelik armoedig voel nie? Want ek en jy lees die woord van God, maar na 15 of selfs 45 of selfs 75 jaar het niks binne in ons verander nie. Soveel Christene smag na 'n geesvervulde lewe. Hulle smag daarna om geesvervuld te leef saam met die Here, maar hulle besef nie dat geesvervuld beteken woordvervuld nie. Ons wil geestvervuld wees en ons wil hê iemand moet vir ons bid en ons moet hierdie bonatuurlike energie en ervaring en belewenis hê en ons wil hê ons moet in ongewone tale en klanke kan praat en ons moet val in die gees en ons wil hierdie ervaring beleef. Maar volgens Jakobus kry 'n geesvervulde lewe, 'n lewe met die Here, sy energie uit my en jou gesindheid teenoor en ons omgang met die woord van die waarheid. Geliefdes, hierdie omgang met die woord moet voortkom vanuit 'n hart wat 'n sekere gesindheid openbaar. En as ons kyk na hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, dan sê dit, ons moet in ootmoed wees, ons moet ons afhanklikheid besef en ons eie onvermoë besef. Die Here haat alle selfgerigtheid, trots, hardheid en 'n kritiese gees. Dit is baie moeilik vir ons as moderne mense van die 21ste eeu, om te buig voor die woord van God. Ons hele lewe word geïndoktrineer met elkeen vir homself. Die sterkstes oorleef. Ek en jy moet bo wees. Ons moet self sien en kom klaar. Dit is wat die wêreld ons leef. Maar waar bring dit ons alles? Dit maak ons nie werklik gelukkig nie. Ons beleef skuldgevoelens en ons beleef soms 'n doodsheid. En daarom moet ons altyd bid om sagmoedigheid en om 'n leerbare gees. Om na die woord te luister sonder 'n ootmoedige, nederige, leerbare gees is eintlik tydmors. Jy moet geboë na die woord van God toe gaan. Jy moet gebuig voor die Here wees. Ootmoedig, ontvanklike gees en gesindheid. Maar ons moet egter nie dink dat ek en jy kan erns maak met die woord van God, met die Bybel, sonder dat dit 'n hele klomp onkruid sal laat opkom wat die goeie saad wil versmoor nie. Jakobus is so realisties. Hy ken hierdie stryd en hy weet dat 'n gelowige nog met baie goed gaan sukkel. En daarom laat hy nie na om ons te beveel dat ons daardie onkruid moet uittrek nie.
Jy mag nie goed in jou lewe toelaat wat jou geestelike ore gaan laat doofraak nie. Hy noem hier 3 proppe wat ons in ons geestelike ore druk, en dit is woede, sedelike vuilheid en die boosheid. Geliefdes, my en jou lewe met die Here is nie iets apart van ons alledaagse lewe tussen ander mense nie. Indien jy in jou alledaagse lewe nie bereid is om na ander mense te luister nie, en jy raak baie gou op jou perdjie, en jy vertroetel sedelike vuilheid, sal jy in jou lewe met die Here presies dieselfde doen. Dit wat jy van ander mense dink, is presies wat jy van God dink. Jy word nie ewe skielik 'n ander mens as jy op jou knieë gaan en met God begin praat nie, of wanneer jy jou Bybel oopmaak en dit begin lees nie. Ons moet as te ware die alledaagse lewe en verhoudings met mense as 'n oefenskoot gebruik om ons geestelike spiere te oefen, sodat ons, wanneer ons met die woord omgaan, oop ore te kan hê. Maar indien jy 'n woedende, kwade gees in jou het en daarmee rondloop in jou alledaagse lewe, sal my en jou ore bot toe wees. Wanneer woede een kant inkom, vlieg luister aan die ander kant uit. Nie dat kwaad word op sigself verkeerd is nie. Nee, Jesus het ook kwaad geword. Gaan lees Efesiërs 4 vers 26. Hy het kwaad geword toe hy gesien het hoe die mense handel gedryf het in die tempel. Maar sy woede het oor die eer van God gegaan. Kwaad word is 'n emosie wat deur God geskape is, net soos enige ander emosie. Maar dit word sondig wanneer dit oor eie eer gaan en teenoor ander mense staan. Dit word dan 'n prop in my en jou oor. Dieselfde geld vir sedelike vuilheid en boosheid, wat Jakobus verder in hierdie gedeelte noem. In die oorspronklike Grieks verwys dit nie net na sedeloosheid van 'n seksuele aard nie. Nee, dit verwys na enigiets wat die waarde van die mens se lewe afbreek of degradeer. Die goed veroorsaak dan buffers wat jou blind en doof maak vir die woord van God. Persoonlik is ek van mening dat ons onsself met hierdie goed besoedel, al doen ons dit nie self nie, deur na die TV te kyk en die media in die algemeen. Ons prop ons lewe so vol van hierdie goed wat skade kan berokken aan ons, en ons kom dit nie eers meer agter nie. Geliefdes, ek wil terugverwys na een van die vorige preke waar ek gesê het, wanneer my en jou hart vol van God se liefde is daar nie plek vir enigiets anders nie. Die teenoorgestelde is egter ook waar. Wanneer ons hart vol van dinge is wat vuil en boos is, wêreldse dinge is, dan is daar ook nie plek vir God se liefde daarin nie. Almal sê altyd, jy is wat jy eet. Nou dieselfde geld vir ons geestelike lewe. Dit wat ek en jy geestelik inneem, dit wat ons geestelik verorbe, dit maak ons wie ons is. Dit vul ons harte. So as ek en jy onsself die heeltyd gaan vul met wêreldse leesstof en wêreldse dinge, en dit wat op die TV en sosiale media is, gaan dit ons harte volmaak. Veral as dit sedelike, vuil, bose dinge is. Maar wanneer ek en jy ons volmaak met God se woord, met God se liefde, gaan dit na vore kom in ons woord en ons dade. Geliefdes, dis egter nie al nie. Die gevolg van hierdie omgang met die woord en 'n groeiproses is dat die gelowige
al hoe meer soos sy Vader begin lyk in die alledaagse praktiese lewe. Vers 26 en 27 is vir ons 'n uiters kragtige vers. Ja, dit lyk dalk asof dit sommer net so uit die lug uitval en niks met die voorafgaande gedeeltes te maak het nie. Dit lyk asof Jakobus sommer net so willekeurig van nêrens af 3 goeters gryp en dit voor die lesers kom neerplak. Goed soos om jou tong in toom te hou, om te gee vir minder bevoorregtes en om skoon te bly van die wêreldse besoedeling. 'n Mens wil amper vra, Jakobus, waar kom hierdie 3 sake vandaan en wat het dit nou met die prys van eiers uit te waai? Totdat 'n mens 'n bietjie dieper gaan kyk en 'n bietjie dieper ondersoek gaan instel, dan sal jy sien dat dit wat Jakobus eintlik sê, is dat 'n gelowige wat besig is om deur die woord geestelik te groei, al hoe meer na sy of haar hemelse Vader gaan begin lyk. Want God se eie wese sentreer rondom die einste 3 goed. Wat hy sê, die waarheid, hoe hy omgee en uitreik na onverdiende mense en hoe hy heiliglik apart staan van die sondige wêreld. Gaan lees gerus weer vers 18 wat ons by stilgestaan het. Daar staan, hy praat die waarheid, hy gee om vir mense in verlorenheid en hy wil hê dat hulle afgesonder en net syne moet wees. Dis 'n parafrase van wat daar staan. So Jakobus gryp niks uit die lug uit nie. Inteendeel, hy praat diep dinge. Hy praat baie regheid en selfs kras. Vir hom is iets of swart of wit. Daar is nie 'n grys area nie. Niks van 'n gebalanseerde, gematigde godsdiens kom by Jakobus voor nie. Hy sê vlijmskerp en regheid. Na 'n mate jy geestelik groei, sal jy soos die Vader begin lyk. En wel in hierdie 3 opsigte. Jou tong sal beheers gebruik word. Jy sal jou ontferm oor mense wat jou nie kan terugvergoed nie. En jy sal vrykom van die besoedeling van hierdie wêreld. Daar is nie 2 stories daaroor nie. Dit sal. Hiersonder het jou godsdiens geen waarde nie. Nie min waarde nie, maar geen waarde nie. Hoe kan Jakobus so seker wees van sy saak? Wel, hy weet watter tipe energie die woord in 'n mens se lewe loslaat, wanneer jy jou daarin begin verdiep. Jy begin letterlik al hoe meer soos jou Vader lyk. Jou daaglikse lewe weerspieël dit wat jy van God dink. Hoe meer jou hart reg kom voor God, hoe meer kom jou tong onder beheer, want jou praat is 'n indeks van wat in jou hart aangaan. Indien jou hart skoon is, sal jou tong dit wys. Verder draai jou lewensuitkyk 180 grade weg van hoe 'n ongeredde mens is. Jy ontwikkel 'n hart vir mense wat behoeftig is en wat jou nooit sal kan terugbetaal nie, die weduwees en die wesies. Want so is jou Vader. Daarby raak jy meer en meer allergies vir die stemme, die invloede en die lewensuitkyke van die wêreldsisteem wat haaks staan teenoor Jesus se heerskappy. Dit is wat die Bybel met wêreld bedoel. Die wêreld is die anti-christelike sisteem waarin ons almal elke dag leef, waar die mens God en koning is. Terwyl jy nog 'n
ongeredde, verlore gaande mens is, besef jy nie eers dat jy binne hierdie sisteem leef en dat jy 100% in lyn daarmee leef en dink nie. Jy ervaar glad nie dat jy besoedel word met dit wat deel is van die wêreld se sisteem nie, want jy is pens en potjies deel daarvan. Maar die radikale ommeswaai wat die nuwe lewe in Christus in jou lewe bring, maak jou oë oop. Jy begin haat dit wat jy voorheen lief gehad het. Jou lewensuitkyk verander. Dit wat jy vroeër op TV gekyk het, staan jou nie meer aan nie. Die wêreldse musiek wat jy vroeër verslind het, irriteer jou nou grensloos. Hoe meer jy omgaan met die woord van die Here, hoe meer raak jy spontaan ontslae van die wêreldse besoedeling. Die boeke wat jy voorheen gelees en gekies het en van gehou het, beteken nou niks meer vir jou nie. Jy stel nie meer daarin belang nie. Jy mis dit nie eers meer nie. Geestelike groei maak van jou 'n totale nuwe mens, wat soos die Vader begin lyk, dink, doen en praat. En dit is die boodskap en die betekenis van vers 18 tot 27. Geliefdes, ons uitdaging is om vir die Gees te vra om ons hiermee te help en hierin by te staan, want dis iets wat daagliks in my en jou lewe aandag moet kry. Geliefdes, ek weet dis nie maklik nie, maar dis beslis moontlik. Ons moet soggens eerste vir die Gees vra om ons hart te vul met God se liefde, sodat daar niks plek is vir iets anders nie. Tweedens moet ons hom vra om ons te help om ondersoek in te stel na ons eie lewe. En indien daar nog dinge in ons lewe is wat strydig is met God se wil, wat maak dat ons nie soos die Vader lyk, optree, dink en doen nie, dat ons dit sal bely, dat ons dit uit ons lewe sal uitsny en dat ons veranderend sal optree, dat ons meer gelykvormig aan God sal raak. En dan moet ek en jy bid dat hy ons sal lei, dat hy ons sal leer, dat hy vir ons hulp sal gee, dat hy ons sal toerus om elke dag te leef soos wat God wil hê ons moet leef, sodat ek en jy naderhand die Vader se hande en voete in 'n stikkende en seer wêreld kan wees. En hoe meer ons dit gaan doen, hoe meer gaan ons die Vader se beeld weerspieël. En dis my en jou uitdaging. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons gehoor het dat ons volgens U beeld moet leef, dat ons U moet weerspieël in die wêreld daar buite. Maar Vader, ons is so geïndoktrineer deur die wêreld. Ons spandeer soveel tyd op sosiale media en met ander leesstof dat ons nie uitkom by die woord van God nie. En dan vul hierdie ander dinge ons lewens in plaas van dat U woord ons lewe vul. En daarom is ons arm aan U woord. En leef ons nie soos wat U wil hê ons moet leef nie. En daarom kom bid ons en ons kom vra, help ons hiermee. Help ons om nie net meer tyd met die woord te spandeer nie, maar ook om dit beter te verstaan en dit in te bou in ons lewe, sodat ons meer en meer sal reflekteer van dit wat U is, en sodat ons dit sal kan gaan uitleef in 'n stikkende, gebroke, seer wêreld. Vader, ons weet, in ons eie krag is ons nie in staat om dit reg te kry nie, en daarom kom bid ons dat die Gees ons sal help, dat die Gees ons sal lei, dat die Gees ons sal verander. En dankie dat ons gehoor het, dat as ons U kind is, dat ons kan verander, en dat verandering noodsaaklik is, want dit getuig dat ons U kind is, en ons lewe moet ooreenstem en lyk soos wat U lyk, en soos wat U bedoel het dat ons moet wees. En daarom weet ons dat dit moontlik is en dat U ons kan help met die hulp van die Heilige Gees, wat ons lei, wat ons leer en wat ons toerus. En daarom kom bid ons dit vir onsself, maar ons kom bid dit ook vir ons gemeente, dat ons gemeente
ook sal lyk soos wat U wil hê ons moet lyk. Dat ons ook U voorbeeld sal nastreef en dat ons meer en meer soos ons Vader sal lyk, dink, praat en optree. Ons kom bid dit nou en ons kom vra, help ons hiermee in hierdie tyd wat voorlê. En dankie dat ons dit mag vra. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met jou kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Die genade, die liefde en die vrede van God sal by julle almal wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.